Goeiedag aan al ons beleggersvriende. Vandag is die 3 November en saam met my is Thabo Bester wat saam met my gaan kyk wat met die markte in Oktober gebeur het, maar eers 'n stukkie trivia. Die 29ste Oktober was die 96ste verjaardag van Black Tuesday, wat die grootste markdaling was wat nog ooit in die wêreld gesien is. In 2 dae verloor die Amerikaanse mark 70% van sy waarde en in die daaropvolgende 2 jaar 'n verdere 20%. Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk wat met jou geld sou gebeur het as jy jou geld daarna en voor die val belê het. Indien jy jou geld belê het toe die mark op sy laagtepunt was in 1932, sou $100 vandag $2.1 miljoen gewees het, wat 'n groeikoers van 11.3% per jaar is. As jy jou geld egter in 1928 belê het, 'n jaar voor die groot val, sou jou geld slegs $1.2 miljoen vandag gewees het, 'n groeikoers van net oor die 10%. Die ongelooflike ding vir my egter was gewees om te kyk wat sou met jou geld gebeur het as dit die heeltyd in die bank was, en dit sou net $28.000 gewees het, 40 keer minder as die ongelukkige belegger wat in 1928 belê het. Gelukkig was Oktober 'n goeie maand gewees op die JSE en ons sien dat die plaaslike beurs styg met 1.2%. Die Hulbron-indeks daal die maand met 4%, maar die finansiële indeks styg met 6%. Thabo, wat het in die buiteland gebeur? Dankie Ben, 'n besige Oktobermaand in die VSA, natuurlik op aandelebeurse en op die politieke front. Die grootste genoemde was president Trump, wat sy eweknie van China, Xi Jinping, in Suid-Korea ontmoet het en daar 'n handelsooreenkoms bereik is. Rentekoerse is dan ook deur die Federale Reserve Raad afwaarts aangepas met 0.25% en staan nou op 4%. Die Amerikaanse regering, wat ook nog steeds gesluit is, beweeg in sy tweede maand in en vandag dan die 32ste dag. Van die grootste maatskappye wat hulle syfers en winste bekend gemaak het vir die 3de kwartaal, Apple en Facebook, baie goeie verdienstes gelewer, en dan Google, wat vir die eerste keer 100 miljard omset in 'n kwartaal getoon het. Beweeg ons oor na Europa toe, het die sentrale bank daar egter rentekoerse onveranderd gelaat, die groeikoers wat ingekom het vir die 3de kwartaal op 1.3% en Spanje wat die beste presteer het daar met 'n koers van 2.8%. In die ooste was die markte ook meestal positief gewees en ons sien dat die beurs in Japan met 14.3% styg nadat Sanae Takaichi op 21 Oktober as eerste minister verkies word. Dit lyk of die wêreld meer vroue as eerste ministers nodig het. Die rand was baie bestendig die maand gewees en daal met 0.4% teenoor die dollar en styg met meer as 1% teen die euro en die pond. Dan net laastens kry ons die laaste tyd baie navrae van kliënte wat kla dat die rentekoerse by die banke baie af is. En jy kan gerus met ons of een van die adviseurs kom praat oor die PSG Diversified Income wat oor die volgende jaar 'n opbrengs van ten minste 9% vir jou behoort te gee. 'n Lekker November vir almal, totsiens.